Môre julle. Hallo daar. Het sluit in 'n mate aan by dit wat ons gepraat het. Soos ons altyd sê, die een ding sluit altyd by die ander ding aan. Maar in hierdie week het ons onder andere ook 'n gesprek met iemand gehad en die hele kwessie het na vore gekom. Moet 'n mens die boodskap, wat kan 'n mens dit noem? Die boodskap. Moet 'n mens dit ten volle intellektueel begryp voordat 'n mens dit kan lees, baie studie daarvan maak of lê dit eintlik op 'n ander vlak? Ja, met ander woorde, so enige ding wat jy lees vir sê net maar die Bybel, maar enige ander wysheidsleer wat jy lees en wat jy voel jy moet meer weet voordat jy die sin daaruit vir jou kan vat, vir jou persoonlik. So dit gaan meer dan, is wat jy sê, dit gaan meer oor kopkennis. Dis reg. Voel jy moet meer kopkennis kry oor 'n ding of 'n ding presies sê, wat maar die Bybel, presies die geskiedkundige gebeurtenisse, dit baie letterlik verstaan en dit sien en dit voordat jy dit kan toepas of kan 'n metafoor daarvoor vir jou lewe kry. Dis reg. En ek dink veral party mense wat baie meer op kennis gerig is, gaan baie makliker soontoe om te sê hulle wil baie definitief en baie keer hoor jy ook hoe mense praat, daar's nou wetenskaplike bewys van. Ja. Dis amper asof ons oor die algemeen nie onsself en ons eie insig of ons eie belewenis van 'n ding vertrou nie, maar altyd soek na validasie van buite af. Hoe sien jy die kwessie van in terme van hoe 'n mens, en dit wissel nou ook natuurlik van persoon tot persoon, maar oor die algemeen en veral in die westerse samelewing. Ons praat dikwels van die westerse samelewing want dit is net so dat die westerse samelewing baie sterk deur die rasionalisme beïnvloed is. En dis eintlik die basis waarop die westerse ontwikkeling plaasgevind het. So dit maak ook nie eintlik saak op watter tipe mens is nie. Die rasionele lê eintlik aan die basis van so baie wat ons doen. Ons val terug op ons koppe. Maar die kwessie van, en veral ons het nou die kwessie van die Bybel aangeroer, die kwessie van gesag, dat dit 'n gesagvolle bron is wat in ons lewens inspreek, en daarom in plaas van om op my binnestem terug te val ek liewerster op hierdie eksterne gesag terug. Of iemand wat dit bestudeer het. Yes. Ja. Ja, ek dink dis beslis kom vanuit daai agtergrond uit. En ek dink weer eens, moet 'n mens versigtig wees om te sê mens kan 'n ding vat en hom vir jouself op 'n manier, jy kan vir jouself enigiets vertel. En ek dink dis baie keer die vrees wat ons het, is dat ek weet nie genoeg om na hierdie ding te kyk en dit vir my betekenis te laat gee nie. Dis baie belangrik. So ek het 'n soeke na, en dit is heeltemal legitiem. Ek dink nie, maar wat ek dink, en ek dink daar's nog 'n kwalifikasie eintlik. En dit is dat 'n mens is besig met 'n binnereis. Ek dink dis baie belangrik. So mense is op 'n reis saam met God. Dis nie asof jy nou, of soos hulle in Engels sê, 'n wild goose hunt besig mee is nie. Jy bedoel dit baie ernstig daarmee om 'n verhouding te bou met God, of om nader te kom, of net 'n dieper belewenis van lewe te hê. En in daai proses, dink ek, kan jy, of voel ek in my eie belewenis, kan ek sê nou maar Lectio Divina doen. 'n stuk lees in die Bybel en daarmee sit en myself indink, of net kyk wat kom vir my op. En net met daai frase of daai woord of daai beeld besig wees. En ontsettend baie daaruit kry sonder dat ek presies weet, is dit 'n absolute letterlike ding wat gebeur het? Is dit 'n mite? Is dit 'n storie wat oorvertel word om iets te leer? Maar dit kan vir my 'n metafoor wees. En op daai oomblik word dit vir my uitgelig. Dis nie iets wat ek doen nie. Ek wag vir amper
Die gees om dit vir jou Ja, so ek dink dit is ook belangrik om te sê, dit vorm deel van 'n pad. En hoe En hoe ver sou jy sê moet 'n mens op die pad Nee, wees? jy hoef net te gedraai het. Ons sê ons altyd, dis asof God wag vir ons om net ons koppe so effens te draai en te sê, ek wil meer hê. Ek wil meer beleef van God se teenwoordigheid. Ja. So jy hoef niks meer as dit te gedoen het. So jy hoef nou nie die eerste swart beld Nee, die eerste swart beld. Dis dan. die geel beld Nee, in jy's nog op pad wit beld toe vir die res van jou lewe. Ja, so jy dis nie asof ons sê jy het nou 'n vlak bereik. Nee, ek dink dit is 'n intensie. Ja. Dis weer eens, dis 'n intensie, dit is 'n diep behoefte, dit is 'n versigtiging amper van die daar vir my persoonlik was dit daar moet meer wees. Daar moet meer wees. Waar moet ek dit kry? Waar moet ek dit my verwysing is die Bybel. My verwysing is die natuur. Met ander woorde, dit is die taal. Dit is die taal wat God dan ook gaan gebruik om met my te praat. Net voordat ek dit vergeet, ek dink ook in aansluiting, jy het die belangrike ding van Lectio Divina genoem, maar 'n mens moet ook nie geestelike begeleiding Nee, natuurlik uit die oog verloor nie, omdat dit so baie kan help met 'n onderskeidingsproses. Presies, so jy mag dalk iets lees en dit op 'n sekere manier interpreteer en voel daaroor wat jy voel en beleef, maar as jy dit dan na jou geestelike begeleier toe vat en daarna kyk, dan kan jy ook met groter rustigheid daarmee saamgaan. Ja, met dit dat jy praat van ons draai net so bietjie na God toe. James Finley haal altyd vir Thomas Merton aan wat gesê het, a little sincerity with God goes a long way. Ja, dis net daai opregte soeke, opregte begeerte. Wat en dit is genoeg. Maar ek dink dit is 'n belangrike ding. Dis baie belangrik dat ons binne kompas, ons binne weet. En dis nie iets wat ons indra nie. Dis iets wat aan ons geskenk is as 'n geboortereg. Ons kontak met die lewe, ons kontak met spiritualiteit, ons kontak met God, ons kontak met al hierdie dinge bou vir ons 'n innerwysheid op, 'n binnewysheid. En dit is absoluut noodsaaklik en dit word van ons verlang om op ons binnewysheid in te tap. En nie net altyd te moet staat maak op iemand anders wat dit bestudeer het of op sisteme wat nie noodwendig al die antwoorde het nie. Ek meen ons kan ons hele lewe besig wees om goeders uit te pleis. Ja. En ons kan totaal en al mis wat God besig is om voor ons neer te sit. Ja. Om dit 'n ryker belewenis te maak. Dit is interessant dat in Sint Ignatius geestelike oefeninge, die spiritual exercises, het hy 'n frase wat sê, let the creator deal directly with the creature. Dat daar hierdie gesprek plaasvind. Ja. En ons het nou van die Bybel gepraat, maar dink jy, kan jy aan 'n gedeelte dink waar die Here ons amper uitgenooi het om op ons innerlike weet of wysheid in te tap? Terwyl jy die vraag vra, dog ek jy gaan kom by ander dinge behalwe nou die Bybel, want vir my spesifiek kan gedigte baie dit. O ja. So nee, ek kan nie nou op 'n spesifieke, maar ek is seker Jesus sou gesê het. As 'n mens dink aan daai gedeelte waar hy met sy disippels geloop het en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? Ja, presies. Wie sê julle is ek? En dan kom hy terug en hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? Ja, dis 'n mooi voorbeeld. Wat is jou wysheid? Ja. Waarby het jy uitgekom? Ja. Wat het jy beleef in hierdie tyd? Hoe het jy my beleef? Ja. En die gedigte, hoe spreek dit en ander literatuur? Ek dink baie keer het dit te doen met verskriklike
'n beeld wat my tref. Wat in 'n gegeewe situasie of in 'n tydvak van my lewe net iets is of 'n kombinasie van woorde of wat net so saamvat wat ek dalk nie in woorde kan sê en wat dit vir my duideliker maak. Ja. Baie van Emily Dickinson se gedigte het daai manier, dis pragtige beelde. En baie keer is dit ook net dat dit 'n gewone ding uitlig en mooi maak. Sy het een gedig van 'n sonsondergang of 'n sonsopkoms wat sy vergelyk met 'n huisvrou wat besig is om die huis te vee. En dan maak dit sulke gekleurde strepe of slierte van die dis verskriklik mooi. So hier as ek nou 'n besem vat en vee, dan kom daai gedig altyd en vee is nou nie die lekkerste ding in die lewe om te doen nie. Ja. Maar dit is 'n belewenis van 'n normaal gewone dingetjie wat so besonders word. So die groot uitdaging wat ons almal voorgestel word is dat ons nie so naarstigtelik na die regte antwoord en na die regte gesag moet soek dat die lewe eintlik by ons verbygaan. Ja, dit is ek dink wanneer ons op hierdie pad is, wil ek weer sê, kan ons vertrou dat ons 'n direkte lyn het. En dat ons dit kan eintlik oefen. Dis amper soos om 'n spier te oefen. 'n spier te oefen, 'n dialek te oefen. En soos jy sê, dis heeltemal reg om dan met iemand te praat daaroor. Sodat 'n mens nie jouself dinge begin vir jouself opmaak of uitdink of jy wil altyd dit klankbord of maar ek dink die mense het al die kopkennis of al die presiese geskiedkundige feite. Ons gaan dit nooit hê nie. Ons gaan nooit heeltemal weet nie. Goed. Eintlik 'n baie avontuurlike reis. Ons hoop dit is vir julle ook besonder hierdie week. Dit lyk asof daar koue op pad is. So hoop is 'n warm naweek vir julle ook. Mooi bly daar. Mooi bly. Bye bye. Tata.